Hierdie is Dewalde Water se plaas. Ons het nou al vir baie jare dat ons jaarlikse boeredag hier hou. Gewoonlik kry ons baie hoë opbrengste met die gewasse hier, maar verjaar, nou net op die verkeerde tyd, was hier 'n ekstreme droogte. So wat ons hier verjaar sien, is watter van die nuwe kultivars wat ook beter is teen blaarsiektes, is ook baie goed met stabiliteit. En dit is belangrik vir ons, want ons sit in die Hoëveld verjaar met kolle wat daar baie hoë opbrengste is, maar daar's ook baie kolle wat baie stremming het. So wat ons hier gaan leer vandag, gaan die boere definitief sy risiko versprei, want hulle gaan hulle kultivar keuses definitief bietjie meer rig na die nuwe kultivars wat meer stabiel is en wat meer bestand is teen siektes. Ja, so as mens kyk na hierdie proefperseel, was ongelooflik stremming geweest, veral in daai kritieke blom graanvol stadium geweest. Ek meen hier het ons produkte van 15-17 af wat ons klassifiseer as 'n kortgroeier tot en met 2927 wat ons volseisoen wit is. So as jy gaan kyk net oor groei lengtes oor hierdie spesifieke lokaliteit, wat mens sien is dat hierdie basters, die korter medium kort basters het koppe gemaak, waar ons volseisoen goed in daai kritieke stadium baie swaar gekry het. Wat eintlik maar net die feit beklemtoon dat 'n mens moet kyk na 'n basterpakket. Daar's nie een produk wat vir jou alles gaan doen nie. As ons kyk na 18011, 'n nuwe platform vir ons het hom beskikbaar in sy konvensionele weergawe en dan uit die aard van die saak in die PowerCore weergawe. Ek meen uit hier waar daar stremming was, is ook maar 'n funksie van groeiseisoen lente, maar het hy redelik koppe gemaak en lyk onder omstandighede nie sleg nie. Maar wat ons opgewonde maak oor hom is die feit dat dit is 'n produk wat ons in die ooste kan gebruik ver Oos-Vrystaat teen populasies van 25 tot 45.000. Dan kan ons met hom Hoëveld toe kom waar ons 45.000 plante per hektaar en meer kan plant op hom. So dis 'n produk wat stabiel is oor klimaatsareas en dan gee hy vir ons daai aanpasbaarheid in terme van stand en opbrengs. So dit is nogals een om vooruit te kyk, dink ek, die komende seisoen, ja. Die visiepresident van Corteva AgriScience het nou vir ons vertel waartoe gaan Pioneer. Ek was ook met 'n besoek in Amerika, so groot voorreg gehad om by hulle hoofkantoor te wees. En ons weet dat die genetiese modifisering, waar daar nou nie vreemde gene inkom by die mielies nie, maar waar daar gene inkom wat beter is teen siektes, dat die risiko vir boere net minder is. Die tye wat hulle nie swamdoders kan spuit nie, dit reën miskien aan mekaar en hulle kan dit nie beheer, die swamme op daai spesifieke tye nie. En ek het dit gesien. Dit was een van ons eerste versoeke toe ek by Pioneer aangesluit het, is ons moet vinniger kultivars vir die Hoëveld kry wat se blaarsiektes beter is. En ons het dit gekry, ons sien dit nou. Met die genetiese modifisering wat ongelooflike vooruitgang vir die boer kan beteken, mag dit beteken dat nie net beter blaarsiektes nie, maar ook beter stabiliteit kan nou geselekteer word vir boere om 'n groter sukses te maak en hierdie jare wat so wisselvallig is, te kan oorleef in sulke jare ook deur die korrekte kultivarkeuse, veral in aggenome stabiliteit. In die Hoëveld, en ek wil amper veralgemeen of dit verder vat, Oos-Vrystaat toe, het ons maar 'n mengelmoes van gronde. Die gronde varieer ongelooflik. Op een land gaan jy verskillende grondtipes kry. So daar's ongelooflike variasie. In die aard van die saak, as ons kyk na kultivars of baster seleksie, ons toets ons produkte oor daai wye reek van grondtipes. Verskillende lokaliteite, grondtipes, bemestingspraktyke, bestuurspraktyke, om juist daai variasie te probeer aanspreek. Om in seisoene soos vanjaar, stremmingsseisoene, uitdagende seisoene, wil ons nog steeds op die ouende so naas moontlik in ons LG ook kom, of meer. Ja, die aanvanklike jare wat ons aanbevelings gemaak het, was daar maar baie skeptisisme, dink ek, by kliënte ten opsigte van plantestande. Die nuwe genetika het hulle nie so goed verstaan nie. Hulle het nie verstaan dat daai genetika ook stabiliteit het op hoë plantestande nie. So ek sal graag wil hê dat die integriteit van landboukundiges en handelaars 'n bietjie meer deur boere geag sal word, want dit voel vir my boere bly partykeer agter, omdat hulle nie dadelik ten minste iets beproef nie. Sê nou maar 'n stand beproef of 'n swamdoderbespuiting beproef op die manier wat die landboukundiges
voorstel nie. So as jy dan nou nie voluit wil gaan met 'n nuwe produk nie of met 'n nuwe praktyk nie, beproef dit net. Yes, ek dink die fondasie is gelê in terme van die genetika wat ons het, produkte wat ons op die stadium het en ek meen net om voort te bou op dit wat ons het en wat nog kom. Wat my opgewonde maak is as ek kyk na die konvensionele teelingsmetodes of tegnieke en waar ons nou is met waar ons genetika kan edit, as ek nou die Engels mag gebruik, saam met dit die nuwe BT tegnologie, generasie 3 tegnologie wat op pad is, sit ons in 'n baie goeie posisie.